Baie hartlik welkom by Uit die Woord Digitaal sy eerste jeugprogram vir ons nuwe jeugbediening wat ons vandag begin. Hier by my is Jano van Staden wat saam met my die nuwe jeugprogramme gaan aanbied en ons titel vir ons jeugprogramme is Ankerpunt Jeug. Jano, baie dankie en baie welkom dat jy vandag hier is en is lekker dat jy saam met ons hierdie nuwe avontuur by Uit die Woord Digitaal gaan aanbied. Baie dankie Dominee, ek waardeer. Ek dink dit is 'n groot voorreg. Jano gaan saam met my hierdie oordenkings vir ons jong mense aanbied en ons glo dat die woord van die Here vir elkeen van groot belang sal wees en tot groot seën ook in hulle lewens. Nou vanmôre staan ons stil by ons eerste tema. Waarom voel 'n mens soms so alleen? En Jano gaan vir ons die eerste skriflesing doen. Ons lees uit Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ons gaan vandag praat oor die onderwerp, waarom voel ek soms so alleen? Daar is 3 punte waar ons oor gaan praat. Jy is nie die enigste een wat alleen voel nie. God is nader as wat jy dink, en jy hoef nie altyd alleen te voel nie. By ons eerste punt, kan 'n mens dink, in ons lewens, hoeveel mense ken jy nie wat vir jou al dalk gesê het, hulle is alleen nie, iets het gebeur dalk in hulle lewens, en hulle voel nou eensaam en alleen nie. Ons kan altyd onthou, selfs in die Bybel het mense so gevoel. Dawid het uitgeroep, ek is alleen en ellendig, in Psalm 25. Job het alleen gevoel en verlate deur God, met alles wat met hom gebeur het. En selfs Jesus, aan die kruis, toe hy uitgeroep het, Here, Here, waarom het U my verlaat? Dit is mens om alleen te voel. Maar 'n mens moet onthou, God is daar vir jou. Altyd iemand om mee te kan praat, en dit is ons tweede punt. Hy is nader as wat jy dink. Elke oomblik van elke dag en nag, God is daar. Iemand om mee te praat, iemand om meer hartseer te verdeel en blydskap. Mens moet dit onthou. In die wêreld waar almal sê jy moet op jouself staat maak, sê die Bybel vir ons, jy moet op Christus staat maak en op God en sy woord. Ons sien dit veral in Jesaja 41 vers 10 en ook in Matteus 28 vers 20 waar Jesus sê, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. God is by jou altyd en onthou dit. Hy hou jou ook vas en hy hou baie stywer vas as wat jy kan vashou. Jy sal nooit uit sy hande uitval nie. Ons laaste punt, jy moenie alleen bly voel altyd nie. Daar's altyd iemand om mee te praat, of dit nou familie is, of vriende, of jou predikant, of jou gemeente. Daar is altyd iemand om mee te kan praat. En jy moet met hulle praat, want dit is tog die gemeenskap van die heiliges. Dit gaan 'n mens vrede gee, om mee te kan praat, uitlating. Maar die belangrikste is, jy moet bid, tot God, die Bybel lees, dis daar waar 'n mens jou regte krag kry, is uit die Bybel uit. So 'n mens moet onthou altyd in vandag se lewe waarin ons leef, bly by die Here, in sy woord, lees die Bybel, vertrou op hom, want hy is daar vir jou. Hy ken jou by naam, maak nie saak wat gebeur nie, wat goed of sleg is, hy ken jou, en hy's daar vir jou. Hy sien jou, hy is alomteenwoordig, is 'n mooi woord om dit mee te sê, en ons moet dit altyd onthou. Die hoofpunt, God is daar vir jou, altyd. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir vandag se boodskap uit die woord, dat ons kan weet, ons kan na U bid, U Bybel lees, altyd met U praat, maak nie saak wat in die lewe aangaan nie. U is ons God, U is met ons, altyd en vir altyd. Amen.